Die Here het vanmôre 'n spesifieke dat jy hier is. Jy het 'n spesifieke doel wat die Here vir jou vanmôre hiernatoe gebring het. My gebed is vanmôre dat die Here elkeen sal aanraak, met elkeen sal spreek. My broer en my suster, en weet u wat so wonderlik is? Pastor Kevin bid vanmôre met die openingsgebed, toe bevestig hy die woord vir my. En daarom weet 'n mens, jy weet, baie keer dan wonder 'n mens, Here, is dit die regte woord? Is dit die woord wat u vir die gemeente wil sê? Maar weet u, my broer en my suster, die sange ook vanmôre was alles vir my so in lyn met dit wat die Here met elkeen hier wil praat vanmôre. Maar kom ons sluit net die oë. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na u toe. Here, ons kom skaar ons om u woord. En ek bid dat u woord vanmôre in elke hart sal spreek, elke persoon, en dat ons sal ontvang uit u hand uit dit wat u vir ons instoor het. Wat soete Heilige Gees, wees welkom in ons midde. Kom raak elke ene aan. En dat ons almal uit u hand uit gaan ontvang wat u vir ons instoor het. Here, dit is alles net oor u. U woord is die waarheid. U woord het nog nie verander nie. U woord is ja en amen. En ons dank u daarvoor vanmôre in Jesus Christus naam alleen. Amen. Ek wil vanmôre 'n baie belangrike punt met elkeen hierso bespreek. En die vraag vanmôre wat ek eerstens aan julle wil vra is, luister ons nog na die stem van die Here? Do we still listen to the voice of God? Or have we become deaf? Het ons doof geraak? Het ons die geraas daar buite, jy weet as daar geraas is, dan kan jy nie mooi hoor nie. En ek wil vir u vanmôre sê, my broer en my suster, weet jy wat doen die duiwel? Die duiwel gaan en hy maak dat daar soveel geraas is, dat die kind van God nie meer kom op daai plek, dat hy stil raak, en dat hy God se stem weer kan herken. En ek wil vanmôre vir u mooi vra, dat ons moet begin luister na die woord. Jy weet, ek het altyd al gesê, as jy bid, praat jy met God. Maar as jy Bybel lees, dan praat God met jou en met my. Nou, wat so hartseer is, as 'n mens gaan en 'n mens luister hoe min mense die woord lees, dan raak ek bekommerd. Want ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, die tyd wat ons in lewe, sal ons die woord moet gebruik as 'n wapen teen die aanvalle van die vyand. Ons sal die woord moet gebruik, want dis ons swaard. Dis waarmee jy die vyand kan weerstaan. Onthou, die vyand ken die woord. Die vyand het gekom en hy het Jesus versoek uit die woord uit. Wie dink ek en jy, dat die vyand dit nie by my en jou gaan doen nie? Hy gaan vir ons aanval. En broer en suster, ons sal moet vlijmskerp in die woord begin raak. En hoe raak ons dit? Deur die woord in ons te kry. The word of God in us and we in the word. Ons moet in die woord wees en die woord in ons. En as ons begin die woord in ons plaas, moet ons vra, Here, breek dit vir my oop. Here, praat met my. En weet jy, as ons gaan lees in die Bybel, ek wil vir u vra, het jy al gehoor hoe baie keer sê die Bybel, wie oor het, laat hom hoor. Luister. Die woord praat so baie daarvan, maar ons luister nie. En ek wil vanmôre vir u gou lees
Ons gaan so 'n bietjie in die woord bestudeer. Hy sê so op Psalm 19, vir die musiekleier op Psalm van Dawid, die hemele, hoor mooi, vertel die eer van God. En die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die hemele vertel die eer van God. Doen ek en jy dit nog? Of mis ons al klaar daar 'n punt? Die volgende een is, die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Nou wil ek vanmôre eers gou vir ietsie vertel oor die uitspansel wat die werk van sy hande verkondig. As ons gaan kyk na alles in hierdie aarde, het die Here die aarde daarom al pragtig geskape, is dit nie so nie? Jare gelede kom ek by 'n persoon in die hospitaal in Potchefstroom, en terwyl ek daar so is by die persoon, verskoon my, toe vra ek vir hom, ek sê, meneer, hy sê vir my, hy het geweldig baie pyn. Elke been in sy liggaam pyn. Hy sê, hy voel sy hele skelet. Hy weet elke plek van waar 'n been in sy liggaam is. Ek sê, maar dis verskriklik. Ek sê, maar weet jy wat? Ek ken 'n God wat genees. Hy sê vir my, nee. Hy sê, no. I don't believe in God. There is no God. Ek sê vir hom, wat? Hy sê vir my, hy sê agnostic. Ek sê, Ek sê, maar meneer, ek sê, glo jy dan in die Big Bang? Hy sê, ja, was 'n groot Big Bang. Ek sê, joh, maar jy moet baie geloof hê. Hy sê vir my, wat bedoel jy daarby? Ek sê, dat jy glo in niks en in niks bots en veroorsaak, boem, die aarde en alles op die aarde. Ek sê, ek glo ook in die Big Bang. Maar ek glo in die Big Bang toe my God gepraat het, laat daar lig wees. Boom, toe is daar lig. As my God spreek, verander alles. As my God praat, dan word alles in lyn met sy woord. My broer en my suster, ek gaan, en die Heilige Gees lei my om 'n grassprietjie te gaan pluk. En ek kom by hom en ek sê vir hom, meneer, sê hierdie, hy sê, ja, is gras. Ek sê, ek wil net oor 'n gras met jou praat. Hy sê vir my, wat bedoel jy? Ek sê, vat hierdie gras, gaan gee vir hom al die wetenskaplikes in die wêreld. Hulle gaan hom maak dat hy so kan lyk, so kan voel, dalk so kan proe en ruik en alles. Ek sê, maar weet jy wat? Al die wetenskaplikes in hierdie wêreld kan nie lewe in daai gras sit nie. Ek sê, dit is my God. Kom ons gee hom 'n eer in hierdie plek. Hy is 'n God van lewe. He's the living God. Hy lewe tot in alle ewigheid. En hy het opgestaan, die graf is leeg, ons koning leef. En broer en suster, elke knie sal buig, elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Ek wil vanmôre vir u sê, luister mooi wat hy verder vir ons sê. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit. Die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar's geen spraak en daar's geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Weet jy, die natuur se stem is onhoorbaar. As ons gaan kyk, en ons kyk net na hoe die stem van die natuur is. Lente. Ewe skielik, as dit September maand is, het jy al gesien, of het gereën het of nie gereën het nie, ewe skielik begin die blommetjies, ewe skielik begin die blare aan die bome, die groen blare, en ons sien dit begin lente word, en ons weet dis lente, die seisoen het verander, die seisoen het gepraat, onhoorbaar is hulle stem. As ons nou in herfs ingaan, het jy al gesien, hoe die bome ewe skielik die blare verkleur, hulle val af. Onhoorbaar is die stem van die natuur. God het gepraat en die natuur luister na God.
Die natuur se ore is oop om te hoor wanneer God praat. Maar die mens het doof geraak. Die mens wil nie meer luister as die Here praat nie. Hoor wat sê die woord verder. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daarin 'n tent gemaak. En die soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held op die pad te loop. Sy uitgang is vir einde van die hemel af. Sy omloop tot die eindes daarvan. En niks is verborge vir sy hitte nie. Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. As ons net kyk, die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Sien nie? Hoe meer jy in die woord gaan, hoe meer verligting gaan jou oë kry. Hoe meer gaan jy jou ore kan instel om te hoor wat die Here vir my en vir u wil sê. Hy sê vir ons verder, die vrees van die Here is rein. Weet jy my broer en my suster, die mense vrees God nie meer nie. Die mense gaan net aan en hy maak asof hy nog altyd op die aarde gaan lewe. En dan kom dit by die oomblik wat hy gaan sterwe. En as hy nie oombliklik gesterwe het nie en dit mis, en die Here gee hom 11 uur, dan dit, Pastor, please come and pray. Pastor, kom. Ek weet nie, Pastor John is saam met my gaan stem nie. Hulle is in die hospitaal en sê hulle, pastoor, kom bid. Wat het hulle na geluister? Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, kom ons wees gereed. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word u knegt daardeur gewaarsku. In die onderhouding daarvan is groot loon. Sien nie? Ons word gewaarsku. Die Here waarsku ons. Ons moet luister. Ons moet ons ore instel. Ons moet ingestem wees om die woord van God te kan lees, te kan verstaan, te kan vra, Here, spreek met ons. Let your word be in our hearts. Dat u woord in my hart gaan wees. Hoor wat sê die woord. Die onderhouding daarvan is groot loon. Maar hoor wat waarskei ook, die afdwaling. Wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. En hoor wat sê koning Dawid hierso, wat skryf hy? Hy sê, hou u knegt ook terug van moedswillige sondes. My broer en my suster, as koning Dawid dit hierso vir ons skryf, weet u wat sê hy? Hy sê, hou u knegt ook terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Hoe baie maklik sondig mense moedswilliglik. Hoe baie maklik is mense besig om moedswillig te sondig. Jy weet dit is verkeerd, maar jy sal aangaan dan. Kind van die Here, die woord sê vir ons, hou ons terug van moedswillige sondes. Ons moet die Here vra, Here, help ons. Die vat my broer en suster, die Heilige Gees is daar om ons te lei en ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Maar die mens wil nie luister nie. Hoekom? Want sy ore het doof geraak vir die woord van God. Sy ore het doof geraak vir die waarheid. Ek wil vir julle vanmôre sê, het jy al gesien vandag, die mense glo nie meer die waarheid nie. Hulle glo die leuen. Dis die tekens van die tye, die woord sê dit gaan so wees. Die mense sal die leuen glo. Fake news, het jy al gehoor hoe baie mense fake news glo? Is dit die waarheid? Nee, dis fake news, dis leuns. Maar die mense glo dit. Maar die waarheid, dit glo hulle nie. En nou my broer en my suster, hier is die waarheid. Hier is geen leuen in hierdie boek nie. Hierdie is die waarheid wat vir my en vir jou opgeskryf is, sodat die kerk van Christus
die kind van God kan lees en bestudeer en kan ontvang uit die hand van die Here dit wat vir hom instoor is. En dan sluit koning Dawid hierdie psalm af met die volgende woorde. Hy sê, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Laat die woorde van my mond, die oordeenking van my hart, dit wat jy dink, laat dit welbehaaglik wees voor u aangesig. My broer en my suster, ek wil vanmôre vir jou sê, weet jy, die woord sê vir my, ons gaan van elke ydelle woord verantwoording doen. Hoekom luister ons nie? Want ons lees nie die woord. Ons bly nie in die woord nie. Ek wil vanmôre vir die kerk aanmoedig, my broer en my suster, daar gaan 'n tyd kom, dat hulle gaan die Bybels nie meer toelaat nie. Daar's lande waar die Bybels alles weggeneem word, die mense mag nie Bybel lees nie. China, weet ek is daar so, China het, sy regering het nou hulle eie Bybel geskryf. Dis alles net oor hulle. Niks oor God. En daarom wil ek vanmôre die kerk waarsku, kom ons bly in die woord en die woord in ons, sodat daai dag as die woord weggevat word van jou, dat jy die woord in jou hart het. Kind van die Here, laat die woorde van my mond, die oordeenking van my hart, welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Ons verlosser, ons koning, wil hê dat ons moet luister. Dan wil ek ook vinnig vir u lees. Kom ons kyk 'n bietjie op Psalm 115. Hoe sê die woord van die Here vir ons daar? Hy sê vir ons, nie aan ons, o Here, nie aan ons nie, maar u naam gee eer om u goedertierenheid en u trou ontwil. Waarom sou die heidene sê, waar dan is hulle God? Terwyl ons God tog in die hemel is, hy doen alles wat hom behaag. Hy sê, hulle afgode is silwer en goud, 'n werk van mensehande. Hulle het 'n mond, hoor hierso. Hulle afgode is van silwer en goud. Hulle het 'n mond, maar praat nie. Hulle het oë, maar sien nie. Ore het hulle, maar hoor nie. Hulle het 'n neus, maar ruik nie. Hande, maar hulle tas nie. Voete, maar hulle loop nie. Hulle gee geen geluid deur hulle keel nie. Dis die afgode wat mense aanbid. En mense glo meer in die afgode as wat hulle aan God glo. Hulle hou meer vas aan die afgode. Hoor waarso. Hy sê, die wat hulle maak, sal net soos hulle word. Elkeen wat op hulle vertrou. Ek sal nooit vergeet nie. Jare gelede lees ek het van 'n jong seentjie. Hy en sy moeder dien die Here, maar sy pa is 'n boeddhis. En sy pa het nou hierdie, julle het seker al gesien, hierdie Boeddha beeldjie met sy groot maag en dit alles, né? Dan sê hulle, ja, die pa stap verby en vryf hy die maag, want sy nou die maag vryf, dan gaan dit hom nou baie geluk maak en baie geld gee en baie wysheid gee. Ekskuus. Loop, vryf hy. En die seentjie stap een aand verby. En hy per ongeluk stamp hy die beeld raak. En daar val hierdie, mos 'n porseleinbeeld, en hy val en hy stikkel. Seentjie gaan slaap. Volgende oggend word die pa wakker en hy kom en hy kyk na hierdie. Hy sê, en hy skree op sy vrou en kind. Hy sê, wie het my God doodgemaak? Wie het hom gebreek? Seentjie kom, hy sê, pa, hy sê, maar as dit dan jou God is, vra hom dat hy vir jou sê nie. Hy sê, man, dit is net porselein. Hy sê, pa, het jy gehoor wat jy gesê? Jy so, jou God is net 'n porselein. Hy sê, weet jy, ons God lewe. Ons God lewe. Hoor wat sê die woord verder. Hy sê ook vir ons,
Israel vertrou op die Here, hy is hulle hulp en hulle skild. Huis van Aaron vertrou op die Here, hy is hulle hulp en hulle skild. Julle, nou praat die woord hierso met ons, julle wat die Here vrees, vertrou op die Here, hy is julle hulp en julle skild. Julle wat die Here vrees. My broer en suster, weet jy, die mense vrees nie meer die Here nie. Hulle het nie meer die vrees van die Here nie. Want die duiwel kom en hy vertel jou alle ander bogstories. En die mense glo eerder dit as wat hulle die Here glo. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here, vers 12 sê, die Here het aan ons gedink. Hy sal seën, hy sal die huis van Israel seën, hy sal die huis van Aaron seën, hy sal ons seën. Hy sal diegene seën, hoor mooi, hy sal diegene seën wat die Here vrees, die kleintjies saam met die grootes. Die Here sal hulle vermenigvuldig, julle en julle kinders. Julle is geseën deur die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Die hemele is hemele vir die Here, maar die aarde het hy aan die mensekinders gegee. Die dode en almal wat in die stilte neerdal, sal die Here nie loof nie. Maar ons sal die Here prys van nou af tot in ewigheid. Halleluja! Kom ons gee die Here 'n lofoffer in hierdie plek. Afgode gaan niks vir jou help nie. Afgode gaan niks vir jou doen nie. Die woord van die Here sê ook vir ons, dis beter om op die Here te vertrou as om op die mense te vertrou. Daarom wil ek vanmôre vir die kerk van Christus aanmoedig. Kom ons maak ons ore weer oop om te hoor wat die Here vir ons sê. Dat ons sal oplet en die woorde nadink. En dat ons, as ons die woord van die Here begin lees in ons eie maak, sê Here, help ons, dat ons die woord sal bestudeer. En in die woord bly. Prys ons nog die Here? Pastoor, maar ek het nie iets om die Here oor te prys nie. Ekskuus. Hoor bietjie mooi wat sê Markus 8 vers 18 vir ons. Markus 8 vers 18 sê die woord van God vir ons. Hy sê, het julle oë en sien julle? En het julle ore en hoor julle? Die vraag vanmôre wat ek aan almal vra. Het ons nog ore om te hoor? Het ons nog oë om te sien wat die Here vir ons doen? Of het ons ook blind geraak? Weet jy, baie keer dat die Here iets gebeur, want die Here beskerm en bewaar jou. Baie keer dan wonder jy, hoekom moet dit gebeur? Vanmôre, terwyl ek die mense aanry, en my kar vassit daarso by die een plek, en ek klim in, en ek sê, Here, nou hoekom met dit? Dadelik sê die Here, Danny, ek bewaar jou vir 'n ongeluk. Die Here sê, my broer en my suster, weet jy, dan besef jy, die Here is in beheer. Hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy sal vir jou deurdra en jou versterk. Is ons ore nog oop? Of luister ons na mense? Word ons deur mense weggetrek? Word ons deur fabels weggehou? Die duiwel wil nie hê dat ons God se stem meer moet hoor nie. Nee. Hy wil hê dat ons deur die dinge van die wêreld weggetrek word. Hy wil hê dat ons ore nie oop is nie. Jy weet, as ons kyk, as kind, het ons klei osse gemaak. Ek weet nie wie van u het klei osse gemaak as kind nie. Ja, so ek sien so 'n paar hande. Waar ons klei osse gemaak het as kinders, daar op die plaas. En dan maak jy sy ore, jy maak sy gaatjie. Maar weet jy, daai klei osse, jy kan nie hoor nie, né? Maar hy het sy oor, maar hy hoor nie. Weet jy, baie kinders van die Here is ook so. Ons is kleipotte wat nie ore het om te hoor.
Baie kere moet ons vra, Here, help ons dat ons sal luister. Help ons dat ons ore oop sal wees om U stem te hoor. Here, as U met ons praat, dat ons dit sal doen wat U welgevallig is. Dat ons sal luister na U stem. Weet jy, ek kom met die laaste waarskuwing vanmôre na julle toe. Hy sê vir ons Handelinge 28 vers 27, want die hart van hierdie volk het stomp geword. Met die ore het hulle beswaarlik gehoor. Hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, met die ore hoor en die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Die Here wil Suid-Afrika genees. Die Here wil die wêreld genees, maar die mens het sy ore toegesluit. Sy ore toegesluit, sy oë om nie te sien nie. En hy gaan, maar saam met die stroom. Ons gaan saam met die stroom. Dit wat die wêreld vir jou bied, dit wat die wêreld vir jou wil gee, dit wat die wêreld vir jou aanbied. Ek wil vanmôre sê, kind van God, kom ons bid en sê, Here, help ons. Dat ons weer ons ore sal oop hê om U stem te hoor. Dat ons oë sal oop hê om te sien wat U wil hê ons moet sien. Want my broer en my suster, as ek en jy kan sien, weet jy, wat die Here nie alles vir ons doen nie, en wat die Here vir jou en my wil doen nie. Ja, baie keer dan sê ons, maar Here, dit is nie U wil nie. Maar die Here wil hê dat ons moet luister na sy stem. Ek wil vanmôre vir jou vra, broer, suster, hoe oop is jou ore om te hoor? Hoe oop is jou oë om te sien wat God vir ons instoor het? Is ons nog ingestel om te hoor as die Here met ons praat? As hy vir ons 'n waarskuwing gee, luister ons? Of het ons ore toegeraak? En het ons blind geraak? Kom ons sluit die oë in hierdie plek. Hemelvader, ek kom vanmôre na U toe en ek lê ons almal aan U voete neer. Ja, Here, die woord sê so baie. Wie jou oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Wie jou oor het, laat hom hoor wat U vir ons sê. Bid vanmôre, Here, dat U ons ore weer sal open. Ons oë sal open om te sien. Meester, toe Elisa daarso gesê het, Here, open sy oë om te sien. En hy kon sien hoeveel engele daar is om die oorlog vir hulle te wen. Here, besef ons nie partymal hoe baie male dat U engele stuur om ons deur te dra en te versterk, met ons te wees. Dinge van ons pad af te weer. Bid vanmôre, Meester, dat U ons sal aanraak, ons ore sal open om U stem weer te kan hoor. Wat Here, gaan met ons, lei ons, dat ons U woord sal bestudeer en in U woord sal bly, tot daai dag, wanneer U kom om ons te kom haal. Vra dit alles in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen.